Goeiemôre aan elkeen van my kant af ook. My gewet is regtig dat elkeen van ons vanoggend iets van die Here sal sien en ervaar en iets van hom sal hoor. As ons hier is, dan is ons reg om beweeg te word, om gehoor te word en ook om te luister. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg. Is dit nie om in u huis bymekaar te kan wees? Here, ons weet dit is nie sommer maar net verniet nie. Ons weet dit is nie sommer net so nie. Dis 'n gawe, dis 'n genade om in u naam as u kinders hier te wees. Here, dankie dat u nooit klaar is met ons nie. Dankie dat u altyd weer en weer met ons kan praat en na ons luister en hoor wat ons sê. Here, dankie dat ons weet, u is hier. Ons kan eintlik ons skoene uittrek, want dit is heilige grond, ons is in u teenwoordigheid. En as gemeenskap van gelowiges by mekaar, is dit net soveel beter en die ervaring net soveel ryker, want ons kan voel, ons is nie alleen in hierdie lewe nie, ons is nie alleen op hierdie pad, op hierdie reis nie. U is met ons, u is saam met ons, en u het vir ons gelowiges gegee, om hierdie geloofsreis van die lewe ook saam met ons mee te maak. Here, as ons nou na u woord gaan luister, maak dit asseblief oop in ons harte. Maak ons ore oop vir u woord, vir u stem, Here, kom praat met ons. Ons is reg om te hoor. Ons weet in die woord het u gesê dat jakkalse woon in gate en voëls het neste, maar u, die seun van die mens, u het nie eers 'n plek om te woon nie. Here, en as ons hier is, dan weet ons is hier in die wete dat u ons groet met u genade en liefde en oorvloed van God die Vader, van Jesus sy seun, ons vriend, van die Heilige Gees, ons reisgenoot en trooster. Amen. Gemeente, dit is vir my glad nie moeilik om oor travel te praat nie. Om oor visas en paspoorte en planne en toere en treine te praat, dis amper natuurlik vir my. Dis die lekkerste gesprekke vir my om met mense te voer. Waar was jy en wat was vir jou lekker en waarheen gaan jy? Wat wil jy nog sien? Wat het jy al gesien? Dis my verskriklik lekker om te hoor wat is iemand se bucket list. Nou, ek het 'n bietjie gaan soek na wat is die Afrikaanse woord vir 'n bucket list, en ek het op die mooiste woord afgekom, 'n verlanglysie. Om met iemand te gesels oor wat jou verlanglysie is. Wat is daar in die wêreld wat jy nog verlang om te sien? Watse plekke wil jy gaan ondersoek? Watse plekke wil jy dieper in gaan grou? Watse plekke wil jy verskriklik graag weer terug gaan heen? Nou soos ek gesê het, hierdie is my verskriklike lekker gesprek om met mense te hê, en meeste van die tyd praat mense oor watse dorpe of stede, hulle lande wat hulle in die wêreld wil gaan besoek. En dis altyd baie lekker, maar interessante gesprekke is veral vir my wanneer mense begin praat oor watse plekke in Suid-Afrika hulle graag nog wil gaan besoek. Nou daar is 'n program op televisie, op Kwela, wat vir my voel, hulle het so half hierdie idee van 'n verlanglysie gevat en 'n hele program daaroor gemaak. Die kompetisie, die dorp van die jaar. Nou hierdie kompetisie neem kykers deur Suid-Afrika en deesdae ook sommer deur Namibië, en dan gaan wys dit vir ons na bekende dorpies of heeltemal 'n onbekende dorpe. Die program of finaliste van die dorp is dalk dorpies wat jy glad nie ken nie, wat jy nog nooit by was nie. Dorpies wat jy verskriklik goed ken, wat sommer aan jou hart raak as jy net die naam hoor. Of dis dalk dorpies wat jy dink jy het goed geken, en dan na die program kom jy agter maar jy het dit eintlik glad nie geken nie. Nou die oulike ding van hierdie program vir my is, dat dit baie keer dorpies is waarvan ek al gehoor het, maar dis nou nie 'n dorp wat ek as dorp van die jaar sou bestempel het nie. En die rede daarvoor is, dat ons nie regtig weet wat daar aangaan nie. Ons weet nie wat die besighede doen alles om hierdie dorp en sy mense aan die gang te hou nie. Ons ken nie die kultuur van die dorp nie, ons ken nie hulle manier van dink en doen nie, en veral, en dis seker die belangrikste ding is, ons ken nie die mense van die dorp nie, en dis ken ons nie noodwendig die kultuur van die dorp nie. En dit alles saamgesit maak van meeste dorpies eintlik iets besonders, as jy dit nou alles in ag neem.
Nou daar is hierdie dorp in die Bybel. En soos meeste dorpies in ons land, is dit 'n dorpie waarvan daar nie baie gepraat word nie. Ons lees nie baie daarvan nie. Ons het nie baie inligting oor hierdie dorp nie. Maar weer eens, soos in hierdie program, as jy 'n bietjie gaan soek, as jy bietjie dieper gaan lees, as jy probeer om agter die storielyn in te kom, dan gaan jy agterkom dat daar in hierdie stories in hierdie dorp vir jou iets ongelooflik lê en wag. Onthou net gou, in die Bybelse tyd was dorpies baie anders as wat ons vandag ken. Dit was besonder klein. 'n Dorpie in die Bybelse tyd was amper eerder soos 'n uitbreiding binne in 'n dorp, soos wat ons dit vandag ken. So, ek wil bitter graag vanoggend vertel van 'n dorp in die Bybel. So, dis so 3.2 kilometer van Jerusalem afgewees, aan die suidooste kant van die Olyfberg. As jy in hierdie dorpie sou instap, sal jy verskriklik baie bome sien. Olyfbome, granaatbome, vyebome, amandelbome, palmbome. As jy daar kom in die dorpie, sal jy reg oor kan die dorpie die tuin van Getsemane sien. Ons weet in die tuin van Getsemane was ook baie olyfbome. Baie mense wat op pad was na Jerusalem toe, dis nou baie naby, het eers in die dorpie gaan sit onder die lafenis van die koeltebome en eers 'n bietjie gerus. So jy sal bome daar kry, en behalwe vir die bome wat jy daar sal kry, is daar 'n paar mense wat jy ook daar sal kry. Mense wat ons ken. Simon die Melaatse, Martha, Maria, Lazarus. Nou Jesus was baie lief vir hierdie 4 mense gewees. Ons weet dat hy na Lazarus verwys as die een vir wie hy baie lief is. En sommige skooliere sê dat hierdie 2 vrouens, Martha en Maria, na sy ma, na Jesus se ma, die 2 mees prominente vroue in sy lewe was. En baie skooliere sê ook dat Simon die Melaatse 'n man is wat deur Jesus gesond gemaak is en dat hy 'n familielid was van Martha, Maria en Lazarus, 'n oom of selfs 'n pa. So nou behalwe vir hierdie 4 wat jy daar sal sien, is die kans baie goed dat jy Jesus daar sou sien. Tydens sy aardse bediening lees ons nêrens dat hy in Jerusalem oorgeslaap het nie, behalwe die aand voor sy kruisiging. So die kans is baie goed dat hy meeste van die kere as hy Jerusalem toe sou gaan, in hierdie dorpie sou bly. En as hy nie die dorpie gebly het, sou hy by hierdie mense gebly het. En daarom het hy baie goeie vriende met hulle geword, en baie lief vir hulle geword. Baie mense sê dat hierdie dorp se naam beteken huis van vye. Baie mense sê dit beteken huis van palms. Nou in die Bybel lees ons van hierdie dorpie as Betanië. Van die begin van Jesus se lewe af is dit amper 'n tema dat hy nie op alle plekke baie welkom is nie. Ons weet daar's baie mense en geleenthede wat nie plek het vir iemand soos Jesus nie. Met sy geboorte is daar nie vir hom plek in die herberg nie. Op 2 jaar oud begin die staat hom vervolg. In Samaria is daar nie plek vir hom nie. Van sy eie tuisdorp Nasaret sê hy, 'n man word nooit geëer as 'n profeet in sy eie dorp nie. In Lukas, die teks, lees ons, jakkals het gate, voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers 'n huis waarheen hy kan gaan nie. Maar dit verander alles in Betanië. In Betanië is daar vir Jesus plek. In Betanië is Jesus welkom, so welkom, dat hy oor en oor terug gaan soontoe. Ons kan met gemak vir mekaar sê dat Betanië een van Jesus se gunsteling plekke op aarde was. So ek wil hê ons moet vanoggend aan 2 geleenthede kyk, 2 stories wat in Betanië afspeel. En dan moet ons kyk wat ons uit dit uit vir onsself kan vat. Wat is al vir ons om van hierdie dorp te leer? Die eerste gedeelte wat ek wil hê ons moet saam lees, kom uit Lukas 10 vanaf vers 38. Lukas 10 vanaf vers 38. Hou sommer julle Bybels oop, want ons gaan nog 'n storie lees net hierna, so dan dit is lekker naby aan dit. Lukas 10 vanaf vers 38 sê:
Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak en sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen U laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorgd oor baie dinge, maar jy het net een ding nodig. En Maria het die beste deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Nou hierdie verhaal word meeste van die tyd gebruik om vir ons te vertel hoe mense soos Martha verkeerde dinge doen, of hoe hulle probeer om hierdie Martha en mense soos sy in 'n slegte lig te stel. Maar vanoggend wil ek hê ons moet net vir eens kyk na wat Martha reg gedoen het. Die eerste ding wat ons lees, vers 38. Op hulle reis het Jesus na 'n dorp gekom waar 'n vrou Martha hom as gas ontvang het. So die eerste ding wat ons lees van Betanië is van twee vrouens, twee sissies, Martha en Maria, en hulle albei leer vir ons iets. Maar eerstens leer ons iets by Martha, as ons hoor dat Jesus was op reis en hulle het in Betanië aangekom en hier was 'n vrou wat gesê het, in my huis is jy welkom. Martha het vir Jesus ontvang. Haar huis was vir hom oop, sy het hom verwelkom. Hierdie gebaar van haar kan ons nie vir een oomblik onderskat nie. In 'n tyd en 'n ruimte waar Jesus so baie keer op plekke gekom het, waar hy nie welkom was nie, waar mense nie oop en ontvanklik vir hom was nie, kom Martha en sê, u is welkom, kom in. Sy maak haar huis vir hom oop. Dis die eerste ding wat Betanië vanoggend vir ons kan leer, dat ons huise en ons lewens vir die Here moet oop wees. Nou dit voel vir my dat ons kan so maklik vir mekaar sulke geloofssinne gee, sulke one-liners. Maak jou huis oop vir die Here, maak jou lewe oop vir die Here. En dan verwag ons dat mense moet weet, ons moet weet wat dit nou eintlik beteken. So kom ons pak hierdie sin 'n bietjie uit. Wat beteken dit om oop te wees, om ontvanklik te wees met jou lewe, met jou huis, met jou hart vir die Here? Die eerste ding wat jy moet doen wanneer jy jou hart, lewe, huis vir die Here wil oopmaak, is dat hy die middelpunt van jou bestaan moet word. Geliefdes, die Here stel glad nie daarin belang om 'n gas in jou lewe te wees nie. Hy stel nie belang om 'n besoeker in jou lewe te wees nie. Hy gaan nooit tevrede wees tot hy die middelpunt van jou bestaan is nie. Hoe baie keer is ons mense wie se lewens sentreer rondom ons eie behoeftes, ons eie belange. Hoeveel keer sentreer ons behoeftes rondom ander mense, rondom ons drome, rondom geld, rondom sukses, rondom ons kinders, rondom die lys kan aangaan en aangaan en aangaan. En hoeveel keer sentreer ons lewe rondom Jesus? Hoeveel keer kan ons sê my kern, die kern van my bestaan is Jesus? Om te sê Jesus kan in my lewe inkom, wat hy wil hê is, hy wil die kern van jou bestaan. Die tweede ding wat dit beteken om Jesus te ontvang in jou lewe is om alles van Jesus te ontvang. Hoe baie keer in ons lewens is ons okay met die Here, solank ons net nie okay hoef te wees met alles van hom nie. Ons wil sy liefde ontvang, verseker, solank ons dit net nie vir ander mense hoef te gee nie. Ons wil sy vergifnis hê, sy ontferming. Ons smag daarna, ons soek dit, ons wil dit hê, solank dit nie beteken ons moet dit vir ander mense gaan gee nie. Om Jesus te ontvang beteken om alles van hom te ontvang. Nie net die dele waarmee ons gemaklik is nie, nie net dit wat vir ons natuurlik en maklik kom nie, nie net dit wat ons kan kry nie, maar ook dit wat dit van ons gaan vra om te gee. Om Jesus te ontvang is om alles van hom te ontvang. En dan om Jesus te ontvang, en dis die laaste ding, is om almal wat ook in hom is te ontvang. Geliefdes, om Jesus te ontvang, as jy ja vir dit sê, dan sê jy dadelik ja vir inklusiwiteit en eenheid. Martha het haar huis vir Jesus oopgemaak en daarmee saam met sy haar huis oopgemaak vir die disippels. Om Jesus te ontvang beteken ook ons moet ander mense ontvang. Een van die grootste aankla en stukke kritiek op die kerk is dat ons so maklik 'n kliek kan vorm. Dat ons so maklik hierdie geslote groep is wat ander mense nie noodwendig insluit en deel maak nie. Mense intrek, betrek nie.
Maar geliefdes, om Jesus deel te maak van jou lewe beteken om jou lewe oop te maak vir ander. As jy deel is van Jesus se liggaam, beteken dit om ook jou lewe oop te maak vir ander dele van sy liggaam. Jesus was in sy lewe radikaal inklusief. En wanneer ons hom deel maak van wie ons is, dan gaan ons dieselfde doen. Martha het dit vir ons geleer, Maria leer ook vir ons iets. Maria gaan doen eintlik iets ongeloofliks wanneer sy by Jesus se voete gaan sit. Om te dink dat sy aan daai tafel gaan sit het waar Jesus en sy disippels was, sy as vrou, in 'n tyd waar vrouens glad nie saam met mans geëet het nie. Dit is hoe belangrik dit was om die stem van die Here te hoor. Sy was bereid om alle casualties uit die pad te ruim, om alle gebruike van die dag uit die pad te ruim, om by Jesus te gaan sit en sy woorde te hoor. En Jesus aanvaar dit, en die disippels aanvaar dit, en sy's welkom. So, net uit hierdie kort gedeelte leer ons uit Betanië, dat in Betanië is Jesus welkom, word hy verwelkom. Alles van hom word ontvang en verwelkom. Almal van hom word ontvang en verwelkom. Enige iemand kan by sy voete gaan sit. Vrouens, kinders, almal presies dieselfde. Kom ons kyk nou na die tweede verhaal wat in Betanië afspeel. Ons gaan gedeeltes uit Johannes 11 uit saamlees. Nou hierdie is 'n lang verhaal, so ek gaan stukkies uitlos. Ek hoop julle kan bybly. Ek sal sê wanneer ons spring na 'n volgende gedeelte toe. Hier is weer eens iets ongeloofliks om te leer uit Betanië. Johannes 11 vanaf vers 1. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Betanië was naby Jerusalem omtrent 3 kilometer. Dan in vers 20. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis gebly. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, het hy nie gesterf nie. Vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar daar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en hy was aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. En dan gaan die storie verder, en hy wil gaan kyk waar is Lazarus begrawe, en hy vra vir die mense om die klip wat voor die graf is weg te rol. Vers 43, toe roep hy met 'n harde stem, Lazarus kom uit. Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. En Jesus sê te vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons lees dit tot so ver. Nou hierdie verhaal van Lazarus se lewe gee vir ons tonne goed om aan te kou en oor te dink. Die eerste ding, en dit is iets wat ons weet, is dat Jesus nie skaam is om sy liefde vir mense te wys nie, maar in hierdie gedeelte, geliefdes, sien ons dan iets van 'n ander tipe liefde van die Here. Liefde in vriendskap. Jesus en Lazarus was vriende.
Net bietjie later in Johannes 15 lees ons daai bekende gedeelte waar Jesus vertel, ek wil nou hê dat julle as my volgelinge 'n nuwe rol moet inneem. Ek wil nie hê dat julle slawe moet wees en onderdanig aan my moet wees nie. Nee, ek noem julle nou my vriende. Ons sien hier hoe dit lewendig word. Hoe Jesus 'n vriendskapsband van liefde met Lazarus het. Net 3 keer in die Bybel word daar verwys na Jesus wat huil. Hy huil oor Jerusalem wat verwoes word, in 'n sekere sin. Hy huil in die tuin van Getsemane, en hy huil hier oor sy vriend Lazarus wat doodgaan. Jesus wil nie hê ons moet hierdie robotte wees, wat meganies en doelloos agter hom aanloop nie, geliefdes. Die Here wil hê ons moet sy vriende wees. Die Here wil hê ons moet 'n vriendskapsband met hom hê. 'n Band waar woorde vrylik vloei, waar ons met hom praat, waar ons lewe met hom deel, ons bekommernisse, ons vrese, ons vreugdes, ons oorwinnings. Hy wil hê ons moet in 'n vertrouensverhouding met hom staan. Ons sien in hierdie verhaal hoe Jesus so lief is vir Lazarus dat hy geraak word deur sy pyn en sy seer, so geraak word dat hy huil. Jesus word geraak deur Lazarus se pyn. Geliefdes, en dit beteken Jesus word geraak deur ons sin. Jesus was gister en vandag dieselfde. Dieselfde Jesus wat gehuil het oor Lazarus, huil en kry seer as ons seer kry, as ons hartseer is, as ons pyn voel en ervaar. Maar nou kan ons so maklik vir mekaar sê, as dit dan waar is, as Jesus dan hierdie vriendskapsband met Lazarus gevoel het, as hy geraak is deur sy trane en sy pyn, hoekom wag hy dan so lank om na Lazarus toe te gaan? Hy het dan geweet hy is siek. Hoekom het hy nie lankal ingegryp nie? Geliefdes, hoeveel keer het ons nie al dit in ons lewens gevra nie? As God net ingegryp het, as God dit net gestop het, as hy net vroeër opgetree het, dan sou die inbraak nie gebeur het nie. Dan sou die kanker nie versprei het nie. Dan sou die ongeluk nie gebeur het nie. Dan sou die lysie kan aangaan en aangaan. En dit maak dat baie van ons met 'n voorveronderstelling sit dat die Here verdwyn die oomblik as die water 'n bietjie warm word. Maar die slegte nuus is, wanneer ons onsself oopmaak vir die Here, wanneer ons sê hy is welkom in ons huise, in ons lewens, dan moet ons onsself gereed maak vir swaar kry en seer. Ons weet dit, ons wil dit net nie altyd hoor nie. Maar as dit dan waar is, dan soek ons ten minste verduidelikings, of ingryp, of uitkoms, of hulp, en dit soek ons verskriklik vinnig. Maar as ons vir mekaar moet sê, en as ons na hierdie verhaal moet kyk, dan weet ons dat die helderste lig, meeste van die tyd vanuit die heel donkerste plekke skyn. Hierdie helder lig, hierdie wonderwerk wat in Betanië gaan gebeur, kom uit 'n baie, baie donker plek. Lazarus gaan eers dood, en dan gebeur iets wonderlik. Eers gaan dit sleg, en dan raak dit goed, en ek weet, soos wat ek hierdie woorde sê, kan jy dink, ek sê dit so maklik, dit klink amper soos 'n cliché, maar dit is so waar. Ek glo dit, ek glo, Leonard Cohen het gesê, there is a crack in everything, that's where the light gets in. Ons weet dat die transformerende krag wat Jesus het, meeste van die tyd vanuit die donkerste plekke kom. Ons weet dat wanneer ons op hoë berge wil loop, ons eers deur donker dieptes van dale moet loop. Dit kan anders, maar meeste van die tyd is dit nie so nie. As ons na hierdie verhaal van Lazarus kyk, wanneer ons kyk na die feit dat Lazarus doodgaan, want Jesus is te laat, dan kan ons mekaar sê, in Betanië lyk dit vir ons asof daar 'n God is wat bereid is om te wag tot dit heeltemal te laat is. In Betanië sien ons 'n God wat dit laat lyk asof hy bereid is om te wag tot dit heeltemal te laat is. Want
Jesus het 2 dae gewag. En toe het hy eers begin stap. Dit beteken, hy kon eers op die 4de dag in Betanië uitkom. Dit wys vir ons dat Jesus gaan kom. Dat hy ook in jou situasie gaan kom en dat dit dalk nie op die presiese tyd gaan wees wat jy dit verwag of wil hê nie. Dat hy dalk soos met Lazarus gaan lyk asof hy dae te laat is. Martha en Maria het hom geroep en hy het gewag. Dit beteken nie dat hy nie lief was vir die gesin in Betanië nie, inteendeel. Dit beteken dood eenvoudig dat hy nie gaan optree soos wat ons verwag nie. Dis een van Jesus se karaktereienskappe. So wanneer dit lyk asof dit te donker raak in jou lewe, asof dit nou eenvoudig te donker is, dan wil ek sê, jy moet weet, die Here is bitter naby. Daar was 'n Joodse tradisie wat geglo het, dat as iemand doodgaan, dat sy siel vir 3 dae nog om die graf sou wees. Vir 'n geval die persoon lewendig word, maar na 3 dae sal die gees weggaan. Nou as die mense in Betanië in hierdie gebruik geglo het, dan sou hulle geglo het Lazarus se siel is weg. Want Jesus het eers op die 4de dag gekom. Maar net omdat Jesus te laat is volgens ons idees, konsepte en verwagtinge, beteken dit nie hy is te laat nie. Want hy kom. En as hy kom, dan is daar opstanding uit die dood. Die lig sal weer skyn. Ons sal die opstanding, die wonder van die opstanding sien, want daar kom altyd opstanding na lyding en pyn. Dis waar dat die dood magtig is, maar God is almagtig. En sy almagtige, verrassende teenwoordigheid sal meer kere as nie kom, wanneer ons dit heel minste verwag. Selfs al dink ons is 4 dae te laat. Geliefdes, Johannes se hele evangelie gaan oor hierdie punt, dat Jesus opstanding is, dat hy lewe is, dat hy nuwe lewe is, dat die dood nie die laaste sê het nie, dat die opstanding die finale is, die eindpunt is, en ook van ons lewens. Ons lewens kan net soos Lazarus vol momente wees van dood, oomblikke van grafte, oomblikke wat lyk of die klip voor die graf gerol is en nou is dit klaar en verby. Maar wat ons nooit kan en mag vergeet nie, is dit wat ons in hierdie verhaal sien. Jesus wys, hy is die opstanding en die lewe. Hy wys vir ons, as jy op my sal wag, sal ek die klip kom wegrol en jou opwek uit die dood. Betanië leer dit vir ons. Lazarus se lewe leer dit vir ons. Dat opstanding is nie net 'n moontlikheid nie. Dis 'n tema in ons lewens. Ons as kinders van die Here, ons as vriende van Jesus. Ek wil afsluit met 'n eerlike vraag. Is ons Betanië? Is jy 'n Betanië? Is hierdie gemeente 'n Betanië? Is die eienskappe van hierdie dorp sigbaar in jou lewe? Verwelkom jy vir Jesus met oop arms elke dag? Is ons oop vir hom, alles van hom, alle aspekte van hom, al sy kinders, selfs in ons swaar kry, selfs in ons seer? Selfs wanneer Jesus nie volgens ons horlosies optree nie volgens ons tradisies nie, is ons oop vir sy liefde, sy vriendskap, is ons oop vir sy opstanding, die lewe wat daar vir ons lê in die hoop van Christus. Mag elkeen van ons hierdie week meer en meer soos Betanië word, nie net vir onsself nie, maar vir elke persoon wat ons ontmoet. Amen. Kom ons bid saam. O Here, dankie dat U met ons praat, dat U ook nou met ons praat. Mag hierdie gesprek deur die hele week gaan. Mag ons U vind en ervaar op onverwagse plekke.
mag ons U ontmoet wanneer ons dit die minste verwag. Mag ons gevul wees met U hoop, met U liefde, met U lewe, veral met U lig. Here, en mag ons dit nie net vir onsself hou nie, maar dit deel met almal om ons. O Here, U ken elke van ons harte en ons lewens. U weet waarvoor ons bang. U weet waarvoor sien ons uit. U weet waarvoor ons senuweeagtig wanneer hy ons terug. Here, mag ons so ingestel wees op U Gees. Here, dat ons sal lewe soos wat U vra. Here, dankie dat ons dit van U kan vra. Ons weet, ons doen dit net omdat U groot en almagtig is, vol genade en liefde.